Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer so kan saam wees rondom sy woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën terwyl ons sy woord aanhoor en mag die Here ons verkoop en versterk sodat ons met nuwe moed en ywer hierdie week tegemoet kan gaan. Kom ons word stil en vra ons die Here se seën oor die lees van sy woord en ook die oordeenking daarvan en dan praat ons verder oor die gedagte: wees ek in Christus of wat is my identiteit in die Here Jesus Christus as kind van die lewende God. Kom ons bid net saam. Hemelvader, baie dankie vir 'n nuwe dag en vir 'n nuwe week wat U tot ons lewens toevoeg. Baie dankie dat U getrou is, baie dankie dat U woord en U Gees, Here, vir ons leer en lei in die waarheid, en mag hierdie waarheid ook vanmôre ons hart versterk en mag dit ons bemoedig om dan hierdie wedloop te loop saam met U, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Dankie dat ons kan bid vir wysheid en vir insig en dat U in alles verheerlik sal word. Ons bid dit met danksegginge. Amen. Nou vriende, soos jy weet, is ons besig met 'n kort reeksie oor die gedagte: wees ons in Jesus Christus, of dan ook, wat is my identiteit in Christus nadat ek kind van die Here geword het? Nou, jy sal onthou, ons het laasweek die hele week stil gestaan daarby en ons moet die reeks net afhandel deur die ander paar gedagtes dan onder die aandag te bring. Nou, ons het verlede week gekyk na in Jesus Christus word ek aanvaar en aangeneem as God se kind. Ek word in Jesus Christus regverdig verklaar voor God. Ek word 'n erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Jesus. Ek word met 'n onberekenbare prys gekoop en verseël vir tyd en ewigheid. Ons het gekyk laasweek Vrydag in Jesus Christus weet ek dat alles wat met my gebeur ten goeie sal meewerk, en dan ook die gedagte van Saterdag was gewees dat ek deur Jesus Christus dan ook toegang het tot die troon van genade, en ons het daarna gekyk en dankie vir elkeen se terugvoering, dankie vir elkeen se boodskapie. Ons is dankbaar as die Here U bemoedig ook deur hierdie kosbare skrifwaarhede. Nou, ons gaan vanmôre aangaan met hierdie reeksie onder die tema: wees ons in Jesus Christus, of wat is ons identiteit dan as kinders van die lewende God? Nou, vriende, die volgende gedagte is: in Jesus Christus word ek dan ook deel van God se familie. Nou, ons het gekyk so 'n paar dae terug na die gedagte van erfgenaam, maar vanmôre gaan die klem val op die gedagte: in Jesus Christus word ek deel van God se familie. Ek het vir julle gesê, Romeine 8 gaan ons senterpunt wees, ons fokuspunt, om dan ook hierdie waarhede dan vanuit te ontgin. Nou, kom ons lees gou wat staan in Romeine 8 vers 14. Die Bybel sê: want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. En jy sal onthou, ons het vir u baie duidelik gesê, hoe weet ek dat God se Gees in my woon? Watter eienskappe is eie aan hulle wat die Gees van God ontvang het? En u sal onthou dat ons daaroor met u gepraat het, en net om dit vinnig in u geheue te verfris, iemand wat die Gees van Christus in hom het, is iemand wat in die eerste plek 'n liefde vir God se woord het, 'n liefde vir God self het, 'n haat vir sonde het, 'n beter verstaan van God se woord verkry met die lees van die woord, met die oordeenking van God se woord. En is ook mense wat wandel deur die Gees, sodat hulle nie in die begeerlikhede van die vlees sal lewe nie. So met ander woorde, as ek vanmôre bely ek is 'n kind van die Here, sê die Bybel dan dat ek God se Gees ontvang. Hierdie Gees van God maak my ook deel van God se kinders. Hoor hoe pragtig sê die Bybel dit vir ons dan in Matteus 19 vers 29. Onthou u op 'n stadium toe sê die disippels vir die Here: Here, ons het alles verlaat ter wille van U, en wat is daarin vir ons? En Jesus kom met hierdie pragtige antwoord in Matteus 19:29, en hy sê: en elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe beerwe. Kan u sien, die Here maak melding van die tydelike en die ewige. So as ek deel word van God se familie in Jesus Christus, dan word ek nie net deel van God se familie wat die ewige aanbetref nie, ja, dit ook, maar ons word ook broers en susters in die Here wat die tydelike lewe aanbetref. Daarom is daar kinders van die Here uit elke nasie, taal, volk en stam, wat ek my broers en my susters in die Here kan noem, omdat ons uit God gebore, deur Christus gereinig, deur die Heilige Gees verseël is, en dan ook kinders van God genoem kan word. Nou, ons vriende, ons weet almal wat die waarde van 'n familie is. Ons weet wat die waarde van 'n gesin is. Hoe wonderlik dit is
om 'n pa te hê, 'n ma te hê, broers en susters en dan ook 'n familie en vriende te hê met wie ons kan assosieer en met wie ons kan praat en by kan kuier en met hulle ons laste en sorges kan deel en kosbaar om te sien hoe die Here ook ons deel van sy geestelike familie maak en ek en my vrou het al dikwels daaroor gepraat, vriende. Dikwels raak ons geestelike familie nader aan ons as wat ons bloedfamilie raak. Waarom? Want baie van ons broers en susters en baie van ons familielede ken die Here nie. So wanneer ons by mekaar kuier, is dit eintlik vreemd want ons praat nie dieselfde taal nie, ons het nie dieselfde belange nie. En dis wat so anderste is aan kinders van die Here. Wanneer ons gekoop is deur die bloed van Christus, dan is ons broers en susters in die Here. Ons praat dieselfde taal, ons het dieselfde begeertes en ons het ook die vrymoedigheid teenoor mekaar om vir mekaar te vertel wat in my lewe aangaan, vir mekaar te vra, bid vir my en dan ook mekaar se laste te dra en so die wet van Christus te vervul. Ek gaan vir u lees hoe pragtig beskryf Romeine 12 vers 4 en 5 dit. Daar staan, want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, soos ons almal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. U sien, een liggaam in Christus, afsonderlike lede. Nou ons almal is nie dieselfde nie, ons almal sing nie dieselfde nie, ons almal praat nie dieselfde nie, ons almal lyk nie dieselfde nie, ons almal het nie dieselfde stokperdjies of belangstellings nie, maar een ding wat ons in gemeen het, ons behoort aan die Skepper God, deur Jesus Christus, die enigste redder, ons het God se gees in ons harte wat uitroep, Abba Vader, en dit maak ons deel van die liggaam van Christus, en dan familie van mekaar, broers en susters in die Here, met die begeerte om God te verheerlik, deur ons samewerking, deur ons onderlinge liefde en verdraagsaamheid, wat ons teenoor mekaar openbaar. Vriende, ek dink, baie kinders van die Here is geestelik gebrekkig, omdat hulle nie besef wat 'n wonderlike skat God aan ons gegee het, om deel van 'n geestelike familie te wees nie. Daarom is dit belangrik om kerk by te woon, daarom is dit belangrik om jou broers en susters beter te leer ken, daarom is dit belangrik om mekaar se laste te dra, daarom is dit belangrik om hierdie familieverhoudinge te versterk, in die Here Jesus Christus, met die waarheid van God se woord as ons grondslag. U sien, wat wonderlik is van God se familie is, dat ons almal gaan deur dieselfde stryd. Ons is vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde, soos die Bybels ons sê. Ons word versoek, ons ly verdrukking, ons word deur mense vervolg, ons kry dikwels swaar in hierdie wêreld en hulle kyk na ons en sê, julle is vreemd en julle praat nie soos ons en doen nie soos ons nie, en dit hoort so, want kinders van God is anders, want ons is met 'n ander gees deurdronge, die gees van God, en daarom het ons mekaar so nodig. Daarom sê 1 Korintiërs 12:20 vir ons, maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Alhoewel ons verskil van mekaar, het ons mekaar nodig. Ek kan nie sê ek het my broer en my suster in die Here nie nodig nie. Die Bybel sê dit sal 'n vreemde taal wees wat ek praat as ek so iets uiter. Die teendeel is waar, dat alhoewel ons miskien van mekaar verskil in sekere gebruikes en gewoontes, is daar 'n liefde vir mekaar, omdat ons 'n liefde vir God het. Galasiërs 6 sê dit so pragtig, broeders. As iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Vers 10, laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Ek sê dikwels vir mense wat na my toe kom en hulle sê hulle het armoede en hulle soek graag hulp, en dan vra ek vir hulle altyd die vraag, aan watter gemeente behoort jy? En 9 uit die 10 keer het hulle nie gemeente waarin hulle behoort nie, en dan sê ek vir hulle, dis presies die rede waarom jy in hierdie krisis sit, hierdie probleme beleef, want u sien, as ons kinders van God is, dra ons mekaar se laste, ons sorg vir mekaar, ons bemoedig mekaar, ons help mekaar duidelik, ons help mekaar geestelik, en die Bybel sê ons doen dit in besonder aan die huisgenote van die geloof. Is dit nie vir u 'n wonderlike bemoedigende boodskap vanmôre, hier op 'n maandagmôre waar u in hierdie bose wêreld moet inbeweeg om 'n getuie vir Jesus te wees, dat daar ander mense is wat soos jy en ek dink,
Daar ander mense is wat aan die God behoort dat ons liefhet. Dat daar ander mense is wat dieselfde gees ontvang het, wat ons ontvang het, wat uitroep, Abba Vader. En ag vriende, het ons nie nodig om meer en nader aan mekaar te beweeg in hierdie moeilike tye nie. Het ons nie nodig om vir mekaar meer intens te bid en miskien oor te nooi vir 'n ou koppie koffie en te sê, my broer, my suster, ek bid vir jou, en mekaar se laste te dra en so mekaar op te bou in die allerheiligste geloof nie. Wonderlik om te weet dat in Christus is ons vrygekoop deur die bloed van die lam. Ja, ons dra die seelenteken van God, sy gees wat in ons woon, en ons word broers en susters van mekaar. En ag, ons het mekaar lief in die Here, en ons help mekaar, en ons dra mekaar, en ons bemoedig mekaar, en ons bid vir mekaar, omdat God vir ons sê, ons is hierdie liggaam van Christus, en lede afsonderlik. Ja, met die begeerte om Vader te verheerlik deur die Seun, in die krag van die Heilige Gees. Mag die Here hierdie saak in u en my hart vasmaak, mag ons bietjie verdere studie daaroor doen, maar bo alles mag ons getrou wees in die liefde wat ons openbaar teen ander kinders van die Here, omdat ons lede van mekaar is, omdat ons lede van Christus is, omdat ons familie in die Here is, deur God self gekoop in die bloed van sy Seun Jesus Christus. Mag die Here u seën met hierdie gedagte, mag hy u versterk, en mag ons vir mekaar bid en mekaar opbou in die allerheiligste geloof. Baie groete, baie seën, mooi week vir u, staan sterk en staan vas in die vryheid waarmee Christus u vrygemaak het. Mooi dag verder, totsiens.